Baie welkom by hierdie aanbiddingsbelewenis. 'n Geleentheid vir ons om ons harte, ons lewens te rig na die een wat goed is, die Here. En reg deur sy skrif sê hy vir ons dat sy drome en begeertes vir ons ook is dit wat goed is en dat ons goed doen saam met hom. En so ek bid in hierdie belewenis dat jy daardie goedheid sal beleef, sy hart vir jou, sy plan vir jou, sy droom vir jou. Kom ons aanbid hom saam. Liefdes we groot, Jesus in alles. Ek sien 'n flits van die hart, 'n biljoen jaar. Steeds sal ek eensaam. Hoe kan ek diegene prys? Hoe kan ek diegene prys? Hy is die Heer Almagtig. Die licht vertref die sterre stelsels. Die liefde soos die wolke waters. Verhef ons alle lof. Nie vir ons, maar vir die naam. Verhef ons alle lof. Nie vir ons, maar vir die naam. Verhef ons alle lof. Nie vir ons, maar vir die naam. Die liefde soos die wolste waters, onmisvergelyk, onmisvergelyk. Let me be filled with kindness and compassion for the one in whom you loved and gave your son for humanity. Increase my love. Let me be filled with kindness and compassion for the one in whom you love
humanity. Increase my love. Help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lies and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Oh, how you love us. From the homeless to the famous and in between. You formed us, you made us carefully. 'Cause in the end, we're all your children. Now help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lies and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, you would feel the Father's love. Let all my life tell of who you are, and the wonder of your never-ending love. Let all my life tell of who you are. You're wonderful and such a good Father. Let all my life tell of who you are, and the wonder of your never-ending love. Oh, let all my life tell of who you are. You're wonderful and such a good Father.
Ek het van myself vergeet. Dis moeilik om te veel. Wie ek is, wat ek dink, wat ek doen en hoe ek voel. Die hande uitgesteek van 'n vreemdeling. Die twyfel kom verdoof dat ek nog hier hoort. Dis veilig hier met liefde dierboor. Van my weer my Vader se stem laat hoor. En kyk weer iemand in die oor. Ons het nodig om te sien. Ons het nodig om te glo dat iemand kyk en dat hulle ons sien. In 'n wêreld waar almal verby mekaar loop. Ons het nodig om te stop. Ons het nodig om weer te behoor. 'N oomblikke van weer probeer. Sonder enige voorgee en beheer. Kon ek rondom my kyk, eindelijk sien hoe dit lyk, en nog 'n tree te gee. Ek het van my vrees vergeet. Genade maak dit maklik om te weet wie ek is, wat ek dink, wat ek doen en hoe ek voel. Het hande uitgesteek van 'n vreemdeling. Die twyfel kom verdoof dat ek nog hier hoor. Dis veilig hier met liefde dierboor. Van my weer my Vader se stem laat hoor. En kyk weer iemand in die oor. Ons het nodig om te sien. Ons het nodig om te glo dat iemand kyk en dat hulle ons sien. In 'n wêreld waar almal verby mekaar loop. Ons het nodig om te stop. Ons het nodig om weer te behoor. Ons het nodig om te sien. Ons het nodig om te glo dat iemand kyk en dat hulle ons sien. In 'n wêreld waar almal verby mekaar loop. Ons het nodig om te stop. Ons het nodig om weer te behoor. Liefdevolle God, dankie dat ons iets van u hart kan ken en beleef. Dat deur die woord u vir ons leer hoe u voel en hoe u kyk. Dat ons deur mekaar kan ervaar hoe u liefde na ons lewe toe kom. Wanneer ons kyk in ons wêreld en bakens van hoop tegemoet kom, dat ons kan voel hoe u moet voel wanneer u sien dat geloof en liefde en hoop in mekaar kom. En dat ons het 'n diep begeerte, Here, om dit meer te sien en meer te deel. En so ons vra verander, vorm ons harte, dat ons innige meegevoel het teenoor die wat anders is as ons, die wat seer het, die wat ons seer maak, en innige meegevoel selfs teenoor onsself, Here. Help ons om ons harte te belyn met u hart. En mag ons daar lewe vind, die lewe van vryheid,
die lewe van genoeg, die lewe in oorvloed saam met U. Amen. Die skrif beskryf Jesus as iemand wat rondgegaan het, geleer het, genees het en goed gedoen het. En die uitnodiging vir ons is om hom daarin te volg. En daar is soveel maniere hoe ons kan goed doen, deur ons tyd te gee, deur te dien. Maar ook een van daardie maniere is om te gee vir sy goeie werke. En die maniere van gee vir jou om 'n finansiële bydrae te maak vir die werk van die Here is nou op jou skerm. Of jy is welkom om na ons webtuiste toe te gaan en op die gee-bladsy te gaan en daar is meer inligting oor waar daar onmiddellike behoeftes op die oomblik in ons gemeenskap is en ons omgewing is. Jy kan daar ook die besonderhede kry van ons finansiële spanlede, indien jy 'n koffie wil drink en meer inligting kry of vra het oor waar daar nou behoefte is. Ek het in 2018 begin volunteer by die Babahuis. En ek weet nie, dit was maar net altyd 'n longing in my hart. Ek wou teruggee en ek het nog altyd geniet om met kinders te werk. En ja, ons het toe gekom, ek dink dit was met 'n outreach wat die kerk gedoen het. En ja, ek het net my hart verloor hierso. Ek dink ek kry baie meer uit, ek dink partykeer as wat die babas doen. Ek is tans in die proses om 'n babatjie aan te neem. So ja, ek dink dit het daai longing vir my wakker gemaak om dat ek wil 'n mamma wees. Ek wil vir 'n kind 'n beter lewe of 'n goeie lewe gee, en liefde. Ek het soveel liefde om te gee. So ja, dit is vir my so special dat half ek kon deel wees en nog steeds deel wees van die Babahuis, maar om nou ja, my storie bietjie te kan share en dat almal half ook kan sien, jy weet, dit is nie 'n scary plek nie, want ek dink baie mense kom hier en hulle is soos, ek weet nie of ek dit kan doen nie. Ek weet nie of ek jy weet, ek gaan te hartseer wees om hierdie te kan sien. Maar ek dink die mens moet so daarna kyk nie. Ek dink mens moet jy moet inkom met 'n oop hart en ja, net just give that little bit of love and time. Om te gee en om te kan dien, soos by die Babahuis. Ek dink dit het my baie laat groei in terme van ja, hoe ek dink oor ander mense, my verhoudings. Om net bietjie meer ja, buite jouself te lewe, buite jou immediate familie, en ek dink in jou verhoudings om meer van jouself te gee. Ek dink dit is moeilik partykeer om vulnerable te wees. Ek dink daar was al 'n paar babas waar ek weet nie, dit voel asof hulle so half in jou siel inkyk. En ja, ek dink dit is die Here se hand wat in hulle lewe ook jy weet 'n rol speel. Ek dink hulle is so geseënd om 'n veilige hawe te hê en alhoewel hulle deur baie moeilike tye gegaan het om hier te kom en dan om 'n familie te vind, dink ek die Here, God is good. God is so good. Million little blessings in here. my journey by die Babahuis het ja, net ek het my hart oopgemaak. Ek het net weer gesien hoe groot God is in terme van dat daar 'n plekjie is vir elkeen van hierdie kinders. En om so klein bietjie deel van hulle storie te wees is ek het 'n dankbaarheid in my hart om ja, net te kan gee. En te kan dien vir die Here. Ek dink ek in hierdie space is ek sy hande en sy voete. Micha 6 vers 8 vra een van die belangrikste vrae wat jy kan vra. Wat verwag die Here van jou? En dan gee dit 'n duidelike en eenvoudige antwoord. Om reg te doen,
liefde en trou te bewys en nederig saam met jou God te lewe. Dis een vers met 3 bewegings, maar dis 'n lewe. Dis kort genoeg dat 'n kind dit kan memoriseer en diep genoeg dat dit 'n heilige heel pad huis toe kan dra. Vandag fokus ons op die tweede frase, om liefde en trou te bewys. In eenvoudige woorde is dit om goed te doen met deernis. Nou ja, deernis is nie altyd maklik nie, né? Veral nie in 'n wêreld en in 'n land met soveel swaar kry en uitdagings nie. Ons ry van Sandton na Alexandra en onmiddellik is ons in 2 verskillende wêrelde. In die een is dit afsprake, cappuccino's, opsies. In die ander, lang rye, berekeninge en 'n stryd om oorlewing. En ons leef tussen hierdie 2 wêrelde. Ons is getrek om te help en ons is getrek om weg te kruip. Ons wil omgee, ons is ook moeg. Ons ken compassion fatigue. En dis nie 'n harde hart nie, maar 'n moe hart. So hier is ons vraag. Hoe leef ons Micha se oproep om deernis te bewys op 'n volhoubare manier wat deur God gelei word en wat lewe bring? En hoe deel ons hoop in 'n samelewing wat dikwels agterdogtig is, van woorde soos kerk, geloof, selfs evangelisasie, herinneringe van druk of skynheiligheid kan wakker maak? So ons wonder, as ek oor hoop praat, gaan mense dink ek probeer iets aan hulle verkoop? En so om ons te help om deernis te kweek, nooi ek jou om saam met my een van Jesus se bekendste stories te verken. Jesus wat vir die 5000 kos gee. Kom ons lees dit saam. Die apostels het na Jesus toe teruggekom en vir hom alles vertel wat hulle gedoen en wat hulle die mense geleer het. Omdat daar voortdurend talle mense gekom en gegaan het, sodat hulle self nie 'n kans gekry het om te eet nie, het Jesus toe vir hulle gesê, kom julle nou self een kant toe na 'n stil plek en skep 'n bietjie asem. Hulle het toe perskuit na 'n stil plek vertrek waar hulle alleen kon wees. Maar baie mense het hulle sien vertrek en agtergekom waarin hulle op pad was. Hulle het toe te voet van al die dorpe daarheen aangehardloop gekom en Jesus en sy disippels ingewag. Toe Jesus uit die skuit klim en die groot klomp mense sien, het hy 'n diep deernis vir hulle gevoel, want hulle was so skape sonder 'n wagter. Daarom het hy hulle uitvoerig begin onderrig. Toe dit al reeds laatmiddag begin word het, kom sy disippels en sê vir Jesus, dis 'n verlate plek hierdie, en kyk hoe laat is dit al. Stuur die mense weg, sodat hulle op die omliggende plase en in die dorpies iets kan gaan koop om te eet. En hierop antwoord Jesus, gee julle vir hulle kos. En hulle sê toe vir hom, dit sal 'n eislike bedrag kos om brood te gaan koop om vir hulle te ete te gee. En hy sê toe vir hulle, hoeveel brood het julle? Gaan vind uit. Toe hulle dit vasgestel het, sê hulle, 5 brode en 2 visse. Daarna sê Jesus vir die mense om groepe te vorm en op die groen gras te gaan sit. Hulle het toe in groepe van 150 gaan sit. Jesus het die 5 brode en die 2 visse gevat, na die hemel toe opgekyk en God gevra om die kos te seën. Toe breek hy die brood en gee dit vir sy disippels om aan die mense voor te sit. Hy het ook die 2 visse onder almal verdeel. Hulle het almal geëet totdat hulle genoeg gehad het. Later het die 12 mandjies vol oorskietkos en vis opgetel, 'n volle 5000 mans het van daardie 5 brode geëet. So vandag verken ons 3 vrae. Waarom het Jesus deernis gehad? Hoe lyk Jesus se deernis? En derdens, hoe kweek ons deernis met 3 eenvoudige praktyke? Sien, samewerking en selfoorgawe. Nou voordat ons hierdie vrae ondersoek, wil ek jou net sê dat hierdie preek is nie daar om jou skuldig te laat voel nie. Skuldgevoel mag ons vir 'n oomblik motiveer, maar genade verander ons vir 'n leeftyd. Jesus het nie die disippels berisp nie, hy het hulle genooi om deel te wees van sy werk. En so het Jesus dan nie net die 5000 gevoed nie. Hy het ook die 12 gevoed. En ek bid dat hy ons ook vandag sal voed. Nou wanneer jy na hierdie storie luister, wonder ek, wat sien jy in jou verbeelding? Dat Jesus 'n piknik hou, reg? Almal sit rond op die groen gras, daar's rooi tafeldoeke uitgesprei en almal eet. Dit klink warm en idillies, né?
Maar die historiese konteks vertel ons iets heeltemal anders. Wanneer Jesus die dorpies van Galilea verlaat en oor die meer steek om vrede en stilte te gaan vind, gaan hy na 'n afgeleë deel, wat verwys word as die Heuweldistrik. En sommige geleerdes glo dat dit die byeenkomplek was van revolusionêres, mense wat die Romeinse heerskappy weerstaan het en wou hê dat dit met geweld omvergewerp moes word. Nou, want net in die vorige hoofstuk sou jy gelees het hoe die marionetkoning Herodes Johannes die Doper laat vermoor het. Hy laat hom onthoof en sy kop word op 'n bord uitgebring om sy gaste te vermaak. So hulle soek revolusie, hulle is op soek na 'n leier. Johannes 5 vertel dat hierdie skare wou Jesus koning maak, selfs al moes hulle dit met geweld doen. Hulle wil 'n revolusie hê en hulle wil 'n leier hê. Nou wat ons by ons eerste vraag bring. Waarom het Jesus deernis gehad? Markus sê, Jesus het hulle gesien en hy het deernis gehad. Hoekom? Omdat hulle so skape sonder 'n herder was. Nou wanneer ons daardie woorde hoor, dan dink ons outomaties aan die herder van Psalm 23. Maar diegene wat dit in Jesus se tyd sou hoor of lees, sou onmiddellik dit herken as 'n ekho van Moses se gebed aan die einde van sy lewe. Hy bid dat God 'n leier sal aanstel, sodat Israel nie so skape sonder 'n herder sal wees nie, leierloos, kwesbaar en angstig. En Jesus sien hulle. Hy weet wat hulle dink, hy weet wat hulle soek 'n revolusie. Maar hy speel nie saam nie, want Jesus kyk dieper. Hy sien die honger onder die honger. Hy sien mense, nie massas nie. Hy sien gesigte, nie groepe nie. Nou ons almal het daardie honger, ne? Ons honger na betekenis, na koneksie, na lewe. En ons probeer hierdie honger te vul, op soveel maniere, met meer goed, met hoër posisies, met nuwe ervarings. En ons dink dalk al wat ons nodig het, is om terug te gaan na hoe dinge was, of dat al wat ons nodig het, is nog 'n leier, 'n nuwe leier. En ons almal deel hierdie honger. Selfs die filosoof Jean-Paul Sartre, wat 'n selfverklaarde ateïs was, het een keer erken, that God does not exist, I cannot deny, that my whole being cries out for God, I cannot forget. Hy erken nie meer, die menslike hart, honger, roep na God, selfs wanneer dit weier om daarvoor 'n naam te gee. Maar God ken ons honger. Hy ken die skare se honger, en daarom het hy deernis. Dit bring ons by ons tweede vraag dan, en hoe lyk Jesus se deernis? Nou eerstens, Jesus raak betrokke. Hy sien hulle nie net en voel jammer vir hulle nie, hy beweeg na hulle toe. Hy's nie onverskillig nie, hy raak betrokke. Markus sê hy het hulle baie dinge begin leer. Nou onthou die skare, hulle verwag 'n politieke toespraak, maar Jesus bied woorde van lewe aan. Hulle verwag 'n revolusionêr wat vir hulle wapens sal gee, wat vir hulle oorlogstrategie sal bespreek. Maar Jesus spreek tot hulle harte. En hy deel die waarheid. Hy deel die waarheid eerstens oor wie God is. Die Vader wat verlang dat sy kinders sal huis toe kom. Hy deel die waarheid oor wie hulle is. God se geliefdes. En hy deel die waarheid oor hoe die lewe in God se koninkryk is. God se koninkryk van vergifnis, van vrede, geregtigheid en vreugde. En dan in sy deernis kom Jesus en hy vind uit wat het hulle alreeds. Hy vra uit om te gaan kyk wat het hulle en dan gebruik hy dit. Hy gebruik hulle 5 brode en 2 visse. Jesus gee hulle kos met fisiese brood, ja, maar hy gee ook homself. Onthou jy wat ons gelees het, Jesus neem die brood, hy seën dit, hy breek dit en hy gee dit. Ek wonder, klink dit vir jou bekend? As jy aan die laaste ete dink saam met sy disippels, dan is jy reg. Voor Jesus kruis toe gaan, eet hy saam met sy disippels en hy neem die brood, hy seën dit, hy breek dit en hy gee dit. En hy sê, dis my liggaam. So terwyl Jesus hier vir hierdie skare brood gee, wys hy ook vorentoe, dat dit wat alles sal verander. Terwyl ander leiers oorwinning kry deur ander mense te breek,
kom Jesus se oorwinning deur self gebreek te word. En op hierdie berg vermenigvuldig hy brood, en op die berg van Golgotha gee hy homself die brood van die lewe. So wanneer Jesus die brood vermenigvuldig, dan wanneer hy 'n wonderwerk doen, dan dink ons dikwels dat 'n wonderwerk gaan teen die manier van die wêreld werk. Want ons dink daar sal altyd honger wees, dat mense altyd gebroke en gebind sal wees. Maar in beide sy woorde en sy dade kom wys Jesus vir ons hoe die koninkryk van God is. Hy sê dat 'n wêreld is aan die kom, waar daar geen honger, geen trane, geen wanhoop sal wees nie. Want as hy hulle wou beïndruk, dan sou hy sekerlik iets meer skouspelagtig kon doen. Hy sou deur die lug kon sweef, of hy sou engele kon stuur om kos te bring. Maar hy is op 'n ander missie. Sy missie is dat 'n ander soort lewe, en 'n ander soort koninkryk is hier, en is aan die kom. En elke wonderwerk wat Jesus doen, wil ons daarin wys. En dan, hoe lyk Jesus se deernis? Dit is oorvloedig, en is dit nie wonderlik dat deernis oorvloedig is nie? Kyk nou, ek kan myself net voorstel, hoe daai disippels die kos begin uitdeel, dalk so 'n bietjie onseker is, vir die mense fluister, wat klein happies, asseblief, daar's nog baie wat moet eet. Maar dan kom die mandjies terug, en die mandjies is vol, almal eet, almal is versadig, hulle angsvlakke gaan af, hulle vreugde, hulle verbasing styg. En dit is hoe dit voel wanneer die koninkryk van God kom. Skaarsheid word stilgemaak as genade in oorvloed is. En vriende, dit is so belangrik om ag te slaan op hoe God na ons kyk. Wat jy in God se oë sien wanneer hy na jou kyk. In geestelike gesprekke sal mense dikwels vir my sê dat hulle dink God is teleurgesteld in hulle. Maar Jesus kom wys ons dat God is nie kwaad nie. God is nie teleurgesteld nie. God kyk met oë van deernis na my en jou. En is hierdie deernis van God aan ons, wat dit vir ons moontlik maak, om saam God se deernis aan ons wêreld bekend te maak. En so kom nooi Jesus sy disippels, en hy nooi ons, om ook deernis te deel. En dit bring ons by ons derde vraag, hoe kweek ons deernis? Hoe kweek ons deernis in 'n wêreld wat daarna honger? En Jesus se uitnodiging was eenvoudig, maar ook onmoontlik. Hy sê, gee julle hulle iets om te eet. En ons voel baie keer daai gaping, dat die gaping tussen die klein brood wat ons het, en die groot honger, baie ver uit mekaar uit is. Maar as volgelinge van Jesus, wanneer ons na hom kyk, sien ons dat ons deernis kan groei. En vandag 3 praktyke hoe dit dalk kan groei, deur eerstens te sien, deur samewerking en selfoorgawe. Eerstens te sien. Nou die disippels van Jesus kyk na die skare en hulle sien 'n logistieke nagmerrie. Jesus sien mense. Ons deernis kan gekweek word deur raak te sien. Deur elke dag te bid en te vra, Here, gee my die genade om mense te sien soos wat U hulle sien. En dan soos ons deur ons dag gaan, kan ons onderbrekings verwelkom in ons dag en in ons agendas. Ons sien mense. Ons leer ken die name van die sekuriteitswag, die kassier. Ons kyk met deernis van hulle wat ons opponente sou wees, hulle wat van ons verskil. Ons kyk op, lank genoeg van ons fone, sodat ons gesigte kan ontvang as geskenke. In ons wêreld om iemand te kan sien, is dikwels een van die skaarsste forme van liefde in ons gejaagde wêreld. En dan die tweede praktyk is om te soek na samewerking. Onthou jy, Jesus vra, hoeveel brode het julle? Gaan kyk. Hy begin met wat reeds daar is. So wanneer ons uitreik na diegene wat nie het nie, is die eerste ding van deernis nie om te gee nie, maar om te vra, om te luister, om te vra, vertel my jou storie. Waarvoor hoop jy? Wat dra jy reeds? Waarin voel jy is jy sterk? Nou dit is 'n baie nederige, kwesbare postuur. Want Jesus gee daarmee vir die skare waardigheid. Hy gebruik hulle brood, hulle vis. Hy laat nie brood uit die hemel uitval nie.
So om met wysheid deernis te kweek, soek ons eers na die bates, voordat ons die laste begin lys. Ons sien die gawes raak wat God al reeds in mense se lewe geplant het, lank voor ons daar aangekom het. En so kan ons hoop deel. Ons kan op 'n ander manier evangelisasie doen. En evangelisasie is om dit wat ons het te deel. Dit is eerder 'n gesprek aan 'n tafel, as wat dit 'n speech op 'n soapbox is. Net hierdie week eet ek ontbyt saam met 'n vriend wat ek al baie lank ken, en hy's nie meer deel van 'n kerk nie. Hy sê hy stel baie belang in Jesus, maar hy vind die Bybel baie verwarrend. Hy dink die Bybel lei tot meer verdeeldheid en haat. En ons gesels en soos wat ek na hom luister, moet ek sê, daar was tye wat ek wou inspring. Ek wou vir hom antwoorde gee, ek wou hom reghelp, maar ek onthou, luister, en dis moeilik, né? Want ons almal dink ons is beter luisteraars as wat ons is. Maar terwyl ek luister en vra, kon ek ook respekvol my belewennisse deel, en so het die gesprek dieper gegaan. En hy sê hy wil aanhou praat. En dan derdens, ons kweek deernis deur selfoorgawe. Nou 5 brode en 2 visse vir duisende, dis lagwekkend klein. Maar in Jesus se hande word klein genoeg. Selfoorgawe, of surrender in Engels, is die gebed wat dit wat ons in ons hande het, na die Here se hande skuif. Dis om te bid en te sê, Here, as ek om my kyk, as ek by hierdie persoon is, ek kan dit nie regmaak nie. Here, maar vat wat ek het, of dit nou 'n maaltyd is, of 'n uur, of 'n vaardigheid wat ek het, 'n oor. Here, vat dit, neem dit, seën dit, breek dit en gee. Ons is nie geroep om die hele wêreld se probleme op te los nie, maar ons is geroep om in die klein sirkel van ons lewe die saad van God se koninkryk te ontdek en dit getrou te laat groei. So laat ek 'n paar prentjies deel van hoe hierdie praktyke kan lyk. So daar's hierdie hoërskoolstudent wat elke dag alleen by die skool sit en eet. En stories word in die skool vertel dat daar's moeilikheid by die huis. En dan met een pouse sien 'n klasmaat dit, eerstens sien, en in plaas daarvan om met antwoorde op te daag, gaan sy na haar toe en vra, hoe gaan dit met jou? En sy luister, en dis samewerking. En sy luister nou hoe die student lief is vir teken, maar sy het nie materiaal nie. So die 2 vriendinne van hierdie student maak planne, hulle bring hulle sakgeld saam en hulle koop vir haar sketsboeke en potlode en sê, ons gebruik die kunskamer na skool, dis wil nie saam met ons kom nie. En dis selfoorgawe, dis om te surrender, my eie gemak, om in te beweeg aan daai plekke van pyn. Want klein brode in Jesus se hande kan groot vrug dra. En weke later is daai tekeninge op die kindsklas se kennisgewingbord. En ja, die dinge by die huis het dalk nie skielik verander nie, maar nabyheid het meer geword. Die skets op daardie muur is hoop in potloodstrepe. Dalk 'n ander prentjie om deernis te kweek by jou werk is om dalk jou kollegas te sien as mense. Is dalk om vir samewerking te soek, dalk om iemand te mentor. Kyk, ek is so dankbaar vir die hulp wat ek ontvang het van ander, soos wat ek gegroei het deur my lewe. En in hierdie tyd waar soveel van ons van die huis af werk, dink ek is selfs moeiliker om daardie vinnige interaksies met iemand te hê waar iemand kan sien jy lyk bekommerd, jou een kant toe neem, luister na jou, vir jou raad gee om volgende stappe te sien, maar so kweek ons ook deernis by ons werk. Ons kan ook deernis kweek in ons, waar ons bly, in ons woonbuurte. Ons kweek dit deur om ons bure se name te leer ken, om vir die huisgesin in ons straat te bid, om op te let, wie is daar wat dalk 'n pasgebore baba het. En dis 'n praktiese manier om teenwoordig te wees en daarmee op te daag. Dis die ouma wat elke donderdag 3 brode bak en sy hou 1 brood en die ander bind sy toe met toutjies en dan stap sy na deure, na die moeder wat sy weet moeg is, na die weewenaar wat maak asof hy eet, of na hulle wat sy aksente hulle skaam maak, en so doen sy dit
vir jare lank. En wanneer haar hande begin styf word, klim die ander bure in om deeg te knie en die hele straat verander. Nie omdat 'n toelaag opgedaag het nie, maar omdat genade opgedaag het. En dis die wiskunde van die koninkryk. Onthou jy, hulle het almal geëet, hulle almal was versadig, en daar was 12 mandjies wat oorgebly het. Nou sommige mense sal sê, dis mooi, maar dis te min vir ons wêreld. Maar Jesus is nie verleë oor die klein nie, hy seën die klein. Hy begin met dit wat ons het, en hy maak dit genoeg vir wat hy vra. En dis goeie nuus vir ons, wat studente is, vir 'n enkel ouer, vir nuwelinge van wat vooraf begin, vir uitgeputte professionele mense, afgetredenes, mense met tyd en wysheid. Dis vir enige persoon wat wil bid en sê, Here, kweek in my hart deernis. Want hy vra, hoeveel brode het julle? Gaan kyk en bring dit. En God sê daarmee, kyk wat kan ek daarmee doen. Nou, hoe kan ons in hierdie wêreld die hoop deel wat ons het? Mense wil nie opgepreek word nie. Kyk, sommige mense dra wonde van seer kry, wat hulle in die kerk opgedoen het. So hoe praat ons van Jesus, sonder om mense in projekte te verander? Deur dit te doen soos wat hy dit gedoen het, deur met deernis te sien, deur betrokke te raak, samewerking te soek, en om te luister. En mag jy leer om jou eie storie ook eerlik en kwesbaar vertel, daar waar die hoop waarmee jy lewe, dit waaroor jy wonder. En soos wat jy dit doen, mag jy dit doen met die wete, daar is genoeg. En neem daarvan as jy honger is. Nou die vermeerdering van die brood op die heuwel, wys na God se sterf op die kruis. So vandag wil ek jou nooi, as jy honger is, kom eet. As jy vra het, as jy twyfel het, as jy worstel, kom sit en eet. Of dalk is jy op 'n plek wat jy in plekke sterk voel, maar nog steeds honger is, kom eet. En daar waar jy plekke van pyn en hartseer sien, mag jou gebed wees, Here, gebruik my, om ook met deernis op te tree. En mag God so ons gebruik, om mense van hoop te wees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat in hierdie wêreld wat dikwels so donker is, waar daar soveel verdeeldheid en pyn en seer is. Dankie dat U met deernis na ons kyk. Here, dankie dat U ons honger ken en ons ontmoet daarin. Here, help ons om na U te kyk en te eet, die lewe saam met U te doen. En Here, daar waar ons in aanraking kom met die seer en die pyn van ons wêreld, help ons om mense te sien soos wat U hulle sien, geliefdes van U. Here, help ons om kwesbaar te wees wanneer ons luister. En help ons, Here, om U lewe te deel met ander. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die kragtige teenwoordigheid van sy Heilige Gees is en bly met jou. Amen.